Kykers, goeiemiddag, baie welkom by ons program. Ek hoop dit gaan 'n geseënde program vir jou wees. Ons is by 'n spesiale opname vandag hier langs die pad. En ek het 'n spesiale gas vandag waaroor ons oor die brandpunt kwessie bietjie gaan gesels van ons huidige oomblik in die verkiesingstydperk. Ek wil vir jou sê baie welkom Rooies. Baie dankie. Ek is bly ons kan met mekaar gesels vandag. Dankie. Dis goed dat ek julle hier in Johannesburg kan raakloop, of my hele Johannesburg is vir my van Potchefstroom af tot voor Pietersburg. Dis omtrent so iets hoor. Maar dit is lekker om saam te wees. Dit is lekker. Weet julle wat is verkiesingstydperk? Hier's 'n verkiesing aan die gang. En dis 'n tydperk waarin julle moet 'n besluit maak waar jy staan in die politiek. En baie keer sit ons en ons sê, nee maar die politiek en die kerk gaan nie saam nie, of die politiek en die die werk van die Here gaan nie saam nie. En kom ons praat bietjie met Rooies daaroor, want hy staan in hierdie posisie. Ek glo die Here het vir Rooies spesifiek opgerig daarvoor. Ek is die eerste ou om vir jou te sê, politiek en die bediening gaan nie saam nie. Maar wanneer die Here 'n besluit neem en iemand oprig, dan moet ons fyn kyk, en as dit van die Here is, dan sal dit uitwerk. En ek wil vir Rooies vra, hoe voel jy oor die kwessie van die politiek saam met die bediening? Hoe werk dit vir jou op hierdie stadium? Kom ek sê vir jou, tot 15 jaar terug het ek hard gepreek, en daar gaan nog bandjies van my rond wat sê, Christen, kom uit die politiek uit en los die politiek uit en giep daar uit. En jy weet, 'n ou kan partykeer goed oor jou oë hê, dat jy iets net nie sien nie. Nou kom, eers wil ek sê, ek is nog steeds versigtig. Onthou, daar's politiek en daar's politiek. Daar's, kom ons kom by die Afrikaans verklarende woordeboek. Die Afrikaans verklarende woordeboek sê, politiek beteken om 'n land staatkundig te beheer. Wat dit eintlik maar sê, is soos enige besigheid wat 'n raad het. Jy moet jou besigheid beheer. Nou sê mense, 'n Christen hoort nie in die politiek nie. Dan moet ons onmiddellik stop om vir Zuma te bid. Want as hy 'n Christen raak, dan moet hy weer uit die politiek uitkom. So ons gaan nooit Christene in die politiek hê nie. So daar in Kaapstad in die parlement moet net heidene ons bedien. En net heidene moet oor ons besluit. Dit is waar ons fout is, man. Hoekom lyk Zimbabwe soos hy lyk vandag? Daar gaan duisende sendlinge, maar niemand gaan skiet die generale nie. En as ek skiet, is nou nie wapen, sê ek praat nou van die Bybel. Niemand gaan evangeliseer vir Robert Mugabe nie. Ek het hom al so bietjie, maar niemand evangeliseer die ouens nie. Nou ek het 'n passie om mense te bedien. Ek was nou in Liberia gewees by die adjunct president in sy kantoor en by die hoofregter. En hulle het my toegelaat om hulle te bedien in Jesus naam. Nou Dawid sê, voordat hy nog 'n koning raak, toe sê hy, Here, U gaan my voor konings laat staan. Nou wat is 'n koning anderster? Wat is Zuma eintlik? Hy's 'n koning. Hy's 'n president. Wat was Dawid in die Bybel? Dawid was 'n president. Maar, hoor nou mooi, Dawid was ook 'n profeet. En dis wat ons kort. Daar's politiek wat ek sê voordat jy stem, gaan kyk eers wat is in daai politieke party se grondwet. As daar God die Vader, Jesus en die Heilige Gees nie in het, skiet ek hom klaar af. En dan, party sit hom in, maar dan moet jy verder gaan kyk. Jong, ek praat nou so mondvol, gaan jy maar aan eers. Weet jy, ja, ek dink nou aan 'n geleentheid wat ek gesien het op Facebook, iemand wat 'n hoog aangeskrewe politikus is, in een van die redelike sterk politieke partye, maar hulle gaan en noem hulle self Christene, maar die volgende ding wat jy sien, dan ontvang hulle blessings en salwings en wat ook al van voorvadergees aanbidder sangomas af. Nou verklaar vir my, hoe pas die twee by mekaar? Nou jong, daar het ek nou 'n probleem. Jy praat nou lekker om die naam. Ek het partykeer 'n probleem. Ek sit met die foto. Waar die vrou, Ellen Ziller, waar sy, ek glo net 'n mens kan nie. Mense sê, hou op name noem, hou op dit. Luister, ek veronderstel om name te noem. Dan moet jy ook nie Satan se naam meer noem nie. Moenie Satan se naam noem nie. Laat hy maar aangaan met sy verwoesting. Want as ons nie name mag noem nie, moenie sê die duiwel doen dit nie. Los die duiwel uit. Jy weet, ons is so geneig, maar ek sê vir die mense, ek sit met die foto, laat ek net eers dit klaar maak. Waar sy staan en in 'n trans ingaan waar die Shangoma haar inseën. Toe ek hulle corner, toe draai hulle die ding en sê, is hy profoel. maar okay, los dit nou maar daar. Ek sit met dieselfde vrou, het ek persoonlik gepraat, soos jy hoor stories, sy laat neem kaal foto's van vrouens, is geneem.
Of sy dit nie geneem het, sy het dit van die internet getrek, sy het R29.000 per persoon betaal. So ek praat die inligting en ek het dit gesien, ek het met dit gewerk, so ek weet daarvan. Nou, dan vat sy die plakate, dan hou hulle dit voor hulle kaal lywe, dat net 'n deel uitsteek van hulle lywe. Ek het daar gekondig gesê, hoe kan jy dit doen? Toe hou hulle 'n verkiesing by die universiteite, toe sit hulle dit op by die universiteite. Toe sê ek, hoe kan jy dit doen? Toe sê sy net hierdie woorde, Rooie, gaan chill. Toe nooi ek haar uit vir 'n onderhoud op Kruiskyk, toe weier sy, maar sulke tipe goed, die mense moet weet, dit help ek sit hier en ek sê, iemand doen dit nie. Ou Julius, as hy oortree, dat is op hom. En almal roep Julius se naam, Julius Malema. Ek like eintlik die vent, maar ek is lekker van die pad af, maar ek bedoel, ek het 'n passie vir hom, wat ek lief is vir hom, ek bid vir hom, maar regtig. As daai ou bekeer, gaan hy die Here se woord verkondig. En net soos Zille, verstaan? Ek veroordeel haar nie. Ek wil hê sy moet gered word. Maar ons kan ons nou nie as 'n magte menigte agter die mense aanloop nie. 29 Oktober 1996, en die mense kan dit gaan Google, hulle kan gaan kyk in die notiele boek, om dit nou maar so te stel, in die Hansard van die parlement, kan hulle gaan kyk, 29 Oktober 1996, toe stem die DA en die ANC die aborsiewet in. Nou, daagliks, van 1 Februarie af 1997, word 350 babas vermoord. En ek wil hierdie skrif lees. Nou sê mense, ja, dis politiek wat ons praat. Luister, hierdie is die politiekie, vergeet die woord politiek, want die woord politiek het 'n vloekwoord geraak. Kom ons praat oor die sake van die dag. Nou, jy kan terwyl jy hom soek daar, né? Wil ek vir jou vra, jy wat die kyker is wat nou vandag na ons kyk, ek wil vir jou hierdie ding vra. Wie was Hitler? Ken jy Hitler? Weet jy wie was Hitler gewees? Hy was een van die grootste massamoordenaars wat die geskiedenis nog opgelewer het in die afgelope 100 jaar. Jy het 'n probleem met Hitler, maar jy het nie 'n probleem met die abortus nie, wat die grootste massamoord is, wat tans aan die gang is. Maar jy het nie 'n probleem met daardie massamoord nie. Maar die Hitler, so, weet jy, dan het jy dubbele standaarde, en ek wil vir jou sê, jy kan nie op 2 maatstawe meet nie. Meet met 1 maatstaaf. Net voor ek lees wil ek net sê, mense wat nou kyk, en jy het reeds abortus gedoen, en jy het dit voor Jesus se voete gesit en vergifnis gevra, is jy vergewe. Yes. Ek wil dit vir jou reguit sê, Psalm 103 sê, soos die ooste van die weste is, so verwyder hy jou sondes. So jy hoef nie meer skuldgevoel te hê nie, jy's nie 'n moordenaar nie. As jy vergifnis gekry het by Jesus oor abortus, is dit verby. Maar dan moet jy jou mond oopmaak en ander help. Dan bely jy, en onthou, die een ding, as daar nie berou was nie, het jy nie vergifnis nie. Ja. So as daar berou by jou was en jy voel soos 'n hond daaroor en jy sê, Here, ek het so teen U oortree, dan is daar vergifnis vir jou, want daar was berou. En dan was daar die bloed van Jesus Christus jou skoon, soos Roy reg sê, ja. Jy weet, mense hou nie van, ek is iemand wat wil graag nou 'n abortus beeld vertoon, dat mense sien wat gebeur. Mense, die Christene kastei my op sulke goed. Maar nou sê ek, gaan kyk 'n slag by die hospitaal, hoe word so 'n kind behandel? As hulle daai kind, hy word opgesny, stukkend gesny, maar dit is niks. 350 daagliks. Hier sit ons met die Christen media. Dis die wettiges. Ja, dit is die wettiges, hierdie wat nog opgeplak word in die goed en sommer op stopstraat en, jy weet, dit is een ding. Ek skroom nie om dit te sê nie, ek is nou die premierskandidaat vir die Noord-Kaap, vir die ACDP, sou God my guns gee. Die realiteit is nie dat ek sal die premier raak nie, maar God kan in 'n oomblik guns gee. In 'n oomblik. As God my daai guns gee, sê ek nou, die volgende dag, die eerste toespraak, al is dit net die provinsie, sal hierdie mense wat so abortus goed opplak, daar sal onmiddellike ondersoek kom, hierdie mense sal gearresteer word, hulle sal straf kry, hulle is klaar onwettig. En dan sal ons verder poog om die wet van die tafel af te kry. Jy weet, daai wet is ingestem deur 6 mense. 6 mense was, toe hulle stem, daar was 6 stemme genoeg om die abortuswet in te bring. Nou gaan werk 'n bietjie uit, vat 'n bietjie julle calculator vanaand, as julle bid. Dan werk jy hom uit van 1997, 1 Februarie. Gemiddeld 350 'n dag. Dan kyk jy weet, eendag gaan ons by God kom. Ek het 'n passie oor die anti-abortus ding, regtig. Ek het 'n passie daaroor. Ek kan nie stil bly daaroor. Die mense kruisig my en sê, ag, gister het 'n ou weer op Facebook gesê,
Royce, hou net op nonsens praat. Man, ek kan nie sien dis nonsens as ek 'n kind se lewe wil beskerm nie. 20 jaar terug sou ek 'n medalje gekry het om kinders se lewe te red. Nou is jy 'n terroris, as jy dit wil doen. Maar ek sê nou vir jou, eendag gaan ons by God kom. Dan sê ons, Here, ons gaan hom beskuldig, hoor. Nie ek nie, ek gaan hom beslis beskuldig. Maar mense gaan beskuldig en sê, jy het laat ons van AIDS dood, maar jy's 'n liefde en 'n genadevolle God. Hoekom het ons van AIDS dood gegaan? Hoekom het ons van kanker dood gegaan? Hoekom het ons al hierdie goed? Hoekom is daar nie, as jy dan so wysheid het God, hoekom is daar nie iemand opgestaan, 'n professor, wat kan AIDS gestop het nie? Wie wat gaan God sê? Op 6 April, ek vat sommer nou net 'n datum hoor, dis nou nie 'n profetiese woord nie. 6 April 2003 het ek 'n seentjie laat gebore word. Hy moes gebore gewees het daai dag. En hy sou die professor gewees het wat die uitskiem die sou gestaan het en die keur gekry het. Maar toe kom maak julle hom in die ma se baarmoeder dood. En daai professor kon nooit daar gewees het nie. Ons maak ons advokate dood. Ons maak ons dokters dood. Ons maak ons volgende president dood. Psalm 139 sê, ek het jou geken in die skoot van jou moeder. Man, dis 'n kind. Sorry, ek praat so baie, maar kom ek lees net gou hier. Spreuke 24, hier's 'n opdrag, vanaf vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word. Nou hoor gemooi, dis God se woord wat sê, red die wat na die dood gesleep word. Wie word na die dood gesleep? Ja, en hulle wil nou die genade dood ook inbring, hoor. 3 weke terug het hulle gesê, op RSG, en weer ons vriende die DA, ek kan hulle nie uitlos, ek kan nie mense wat teen God se wil gaan uitlos nie. Hulle het gesê, ons gaan die dagga wettig. Weereens, ek het dit gehoor, jy kan dit gaan trek op RSG. So ons praat nie hier goed net in die weer nie. Dis goed wat bevestig is, wat ek op my neem en ek het al hoeveel keer gevra, klaar my aan daarop, dat ons hof toe gaan. Dit bewys, maar hulle kan nie, want dit staan op swart en wit. Maar hoor nou, red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Dis 'n opdrag, ons kinders van die Here moet dit doen. As jy sê, hoor nou mooi, dis wat baie Christene sê, kyk, ons het dit nie geweet nie. Ons het dit nie geweet nie. Hoor wat sê God, sal hy met 'n hoofletter H, wat die harte toets, dit nie merk nie, en hy wat let op jou siel, hy kom dit te wete, en hy vergeld die mens na sy werke. Hoor gou, God sê nie die een met die een doodgemaak het nie. Hy sê hierdie Christene, ek las nou die Christen woordjie by, wat sê, ek het dit nie geweet in my hospitaal, in my dorp word dit nie gedoen nie. Luister hier, ek vra die Christene nou om te begin bid, dat ons hierdie massamoord, hierdie holocaust, ek het nou net gesê op my plaas wil ek 'n holocaust bou, en as jy instap, dan sien jy die aborsies, net soos met die Jode wat gemaak is. Yes. Want in Amerika, of jy het dit nou net gesê, is dit al verby hoor, as by die holocaust. Ja, Aborsies is al meer. Nou in Suid-Afrika trek dit ver oor 1 miljoen, net die wettig is, soos hulle sê. Maar okay, dat ek nou eers, ek is so passievol oor dit, ek wil praat oor dit. Daar is iets in die proses om 'n haatspraakwet in werking te stel, dat indien jy weet, soos jy nou noem van die aborsie situasie, Of jy gaan sê, die wat kindertjies doodmaak is moordenaars, hulle gaan jou toesluit. yes. Ja, as jy dit doen, dan is dit haatspraak, en die volgende ding is, die oplossing vir AIDS, is baie eenvoudig, hou op om rond te hoer, dan sal AIDS natuurlik heeltemal ophou. As jy dit gaan sê in die toekoms, gaan dit haatspraak wees, as jy mense teregwys oor hoerery, homoseksualiteit en allerlei tipe goed, gaan dit haatspraak word. En ek wil vra, draai jy kennis van dit? Weet jy Kom van ek die wil vir jou sê, situasie? dit gaan nie nog raak nie, dis klaar. Dis klaar, daar's klaar, wat my kennis trek, is 2 kerke al reeds aangekla. 6 maande terug is 'n kerk in Bloemfontein aangekla, ons moet bid vir hulle. Hulle, ek ken nie die hele inside ding nie, maar dit gaan oor homoseksualiteit. Hulle help hierdie mense. Hulle sê soos ons ook sê, ek sê, laat die homoseksuele kerk toe kom. Ek hou mee uit die kerk toe. Laat hy kom, maar dat hy bekeer. Jy kan hom nie 'n amp in die kerk kom gee nie. Hy is soos die drinker, soos die ander sondaar. Maar as hy bekeer het, is hy nie meer homoseksueel nie. Jy kan nie 'n bekeerde homoseksueel kry nie.
Hoe kry jy 'n bekeerde homoseksueel? Dis nonsens, dis uit die put van die hel uit. Dis hoekom Sodom en Gomorra verwoes is. Maar nou moet ek vir jou sê, ek werk met baie van hulle deesdae. Ek kry hulle ontsettend jammer. Ek moet dit, en ek weet dit klink nou snaaks, ek kan nie die sonde jammer kry nie. Ek kry hulle jammer. Hoor gou mooi wat in dit is. Ek kry hulle, want hulle sê vir my, Roy, ek raak verlief op die ander man. Nou hoor gou mooi, jy kan nie op iemand anders verlief raak. Dit is nie 'n liefde van God die Vader nie. Daai is gedryf deur demoniese magte. En nou wil ek jou weer iets sê. Ek weet jy het 'n mond vol gevra. 2001. Toe staan meneer Walters van die DA op. Toe sê hy die lesbiese en die homoseksuele assosiasie soek rights. Kom ons gee vir hulle meer regte as wat hulle kan droom. Jy wat vir die DA gestem het, jy het abortus ingestem. Jy het homoseksuele wet ingestem. En nog en dan, hulle saam met die ANC het in 1994 God die Vader, Jesus en die Heilige Gees uit die grondwet uitgehaal. Daar was net 2 mense, die ACDP, wat teen dit gestem het, omdat hulle God se naam uit hierdie grondwet uitgehaal het. So, ek wil vir jou sê, daarom is Christenpolitiek so belangrik. Dis nie net gewone politiek nie. Ons moet God in die grondwet kry. Man, ons kan abortus stop. Ons kan homoseksualiteit stop. Ons kan die borrelstore aan bande lê met klomp goed. Ons kan dobbel stop. As God, die Vader, nie in ons grondwet terugkom nie, beteken dit niks. Ons moet ons fondasie reg kry in die Here. Nou sê baie, ja, die vorige regering het daarom ingaan. Dit help ook nou nie, jy het vir God in, en jy open met skriflesing en gebed, en daarna besluit jy, wie maak jy met gif dood nie. Verstaan, jy moet ek. As in jou grondwet die Here is, dan moet jy so ek. Yes. Maar okay, jou program is amper verby en ek praat hom dood. Dis reg, dis mos waaroor ons is hier om met Royes te praat, ons wil Royes se inset hoor. Wat sê hy vir ons van die politiek en wat is rondom die politiek aan die gang? En ek wil vir jou as kyker sê, jy moet mooi dink wie jy gaan stem. Jy weet, ons sit baie keer in ons gemakstoel en ons wil, jy sit daar lekker agteroor in jou bank en jy wil baie kommentaar lewer oor die politiek en jy wil kla oor dit en jy wil kla oor dit. Maar weet jy, miskien moet jy dink wat jy doen wanneer jy jou kruisie daar by die stembus trek. Miskien moet jy daar begin. Ek wil 'n volgende punt met jou gou aanraak. Romeine 13 sê vir ons baie duidelik, God het hierdie regering aangestel en God kan hierdie regering afstel. Maar ons het ook nodig om die regte ouens in posisie te plaas aan ons kant te bring. Ek glo die 90% van Suid-Afrika in my opinie is verlore. As ek kyk na die vrugte, want jy sien Jesus sê bome dra vrugte. En hoe lyk die vrugte? Dis scary as ek dink hoe dit lyk. Romeine 13, God stel hierdie regering aan. En daar's 'n skriffie en Angus Bachen en groot name en onbekende name het almal hierdie skriffie oor Suid-Afrika al uitgespreek. In 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 13 en 14. As my volk hulle bekeer, as die Christene die kerk hulle bekeer, dan sal God die volgende doen. Hy sal die land herstel. En ek dink dis een van die belangrikste punte waarby ons in Suid-Afrika moet uitkom. Daar's baie wat hulle self Christene noem. As ons nou praat oor die homoseksualiteit en ouens wat rondhoer en te kere gaan, weet jy my maat, jy hoef jouself nie 'n Christen te noem nie. Ek staan nie met 'n kierie en slaan jou tot jy jouself 'n Christen noem nie. Maar as jy onder hierdie woord staan, dan gedraai jy jou en jy dra die vrugte daarvan. Moenie jouself 'n Christen noem, maar jy lewe soos 'n duiwel nie. Niemand dwing jou nie. As jy 'n Christen wil wees, dan stap jy weg van die wêreldse dinge af, en jy stap weg van perversiteite af, jy stap weg van hoerery en drinkery en al hierdie goed, jy stap weg. Jy word heilig, met ander woorde, jy sonder jou af van die wêreldse praktyke. Ek wil vir die Christene vra daar buite. En baie, 90% kom ek agter op Facebook, verstaan nou al hierdie situasie, maar vir die ander 10% wil ek hierdie vraag vra. As ons nie mag in Christenpolitiek deelneem nie, en 'n Christen mag nie deelneem nie, hoekom sit ons die stickers op, en dis wonderlike stickers, draai terug na God toe? Yes. Hoekom bid ons dat Suid-Afrika genees? Want ons wil dan geen wedergebore Christen in die parlement toelaat nie. Want hy mag nie op 'n plakkaat kom nie.
Jy weet, ek is al veroordeel omdat ek nou staan vir die premierskandidaat vir die ACDP. So ek mag nie premier raak omdat ek wedergebore is nie. Nou, hoe wil ons bid en sê, Here, hierdie land moet weer Christelik raak. Christen manne en vroue moet hom beheer. Maar dan mag nie 'n Christen man of vrou gaan staan in die verkiesing nie. Hulle moet daai vraag vir my antwoord. Hulle kan nie SMS vir jou stuur. Stuur maar vir my, julle het Roy se nommer ook. Roer hom ook. Ja. Luister, ek wil vir jou sê, Dawid was 'n politikus gewees. Dawid het in politiek gestaan. Dawid was die hoof van 'n land. Hy het die landsregering gedoen. Hy was 'n man na God se hart. En dit staan God vry om weer Dawids op te rig, ook vir Suid-Afrika. God het hierdie plan om genade te bewys. Hy staan in Jesaja 30 en hy sê, hy wag passievol om aan jou genade te bewys. Daar's 'n voorwaarde. Jy weet, daar's soveel beloftes in die Bybel. En ek wil vir jou sê, elke belofte het 'n voorwaarde. En ek dink dit is tyd dat ons die voorwaardes preek. Ons moet die beloftes los en die voorwaardes begin preek. Want as ons die voorwaardes doen, sal God die beloftes vervul. Kyk ek nou vir jou vra, het ons nog tyd om te bid? Ek dink ons nog so 2 minute. OK, baie vinnig. Die eerste opdrag in die Bybel was Genesis 1, vers 26 tot 28. God sê, gaan heers oor die aarde en oor die visse van die see. Nou moet ek daar by die Weskus loop, as ek snoeke, julle moet vermeerder hoor, krewe, julle moet vermeerder. Nee, ek moet die minister van seevisserye word, as wedergeborene, en ek moet wette bring en sê, moenie almal, jy kan 5 krewe 'n dag uithaal, ons kan in daai seisoen 10 uithaal. Dit is wat God bedoel het oorheers. Ons kinders van God moet op die skoolrade sit, munisipale rade en daar. Maar nou wil ek ook 'n waarskuwing sê. Ons kinders van die Here kan nie in die wêreldse politiek betrokke wees nie. Ja, dit sê ek duidelik. Ons is heeltemal anders. Ja, mense kom en sê, nee maar ons is daar by Cope. Daar's klomp pastore daar. Cope het nie God die Vader, Jesus en die Heilige Gees op hulle grondwet nie. Lakota het nou die dag Lesotho toe gevlieg met 'n helikopter. Toe gaan haal hy 'n gees van 'n afgestorwene in 'n boks. Toe bring hy dit terug. Nou wat? Jy kan nie met sulke goed deur mekaar wees nie, man. Daarom is dit nodig dat ons die lig moet daar bring. Ek wil jou net gou vra, as jy daai gees gevang het, nê, vat hom in daai boks en kom wys hom vir my, ek wil hom sien. Of sit hom in 'n bottel, nog beter, dan kan ons hom afneem hier op die kamera, en dan wys ons hom vir almal, hoe het jy daai gees gevang, okay? Kan ek net vinnig sê, in die parlement, toe staan Kenneth Meshwe op, ek het baie respek vir hom, toe vra hy vir meneer Lakota, toe sê hy, hoe seker is jy het nie 'n verkragter se gees ingelei nie? Maar verstaan jy, hy het nou half gespot met hom. Ja. Maar dit is die dinge wat die mense deur mekaar is, en ons sit een kant, en ons wil kyk hoe ons ondergaan. Ek sal nie ondergaan nie, ek wil hê my kinders, en kleinkinders, moet eendag weer in die straat kan stap, in die aand 8 uur, en dis daar die misdaad nie. Baie dankie dat jy my geïnterview het. Ek wil vir julle sê, ek dink ek self het in hierdie jaar geregistreer om te gaan stem nie, maar vir julle ouens wat geregistreer het om te gaan stem, en weet jy wat, ek sê dit in die openbaar, ek wil nie in die duisternis lewe nie. En ek sê vir julle ouens wat gaan stem hierdie jaar, stem reg. Ek dink jy het nodig om vir die ACDP te stem, en ek staan vir iets, so ek val nie agter alles aan nie. Stem vir hierdie ouens, ek dink ek ondersteun jou, Royes. Dankie. En as ek ooit weer, as ek met die volgende verkiesing gaan stem, dink ek kan ek hierdie ouens ondersteun, ek gaan jou ondersteun, en ek voel ons het nodig om 'n seggenskap in die parlement te kry. Want vir hierdie uitgesoekte handjie vol Christene, wat smag na verligting in hierdie land, is dit absoluut wat ons nodig het, sodat daar 'n invloed en 'n seggenskap kan kom in die politieke aspek in hierdie land, sodat daar verligting vir ons as kinders van die Here kan kom, sodat al hierdie planne wat hulle het om haatspraakwette en al hierdie goede, sodat daar 'n veto is teen hierdie goede. Kom ons ondersteun die Dawids wat deur God opgerig word om in hierdie posisie te staan.